Hallo almal. Ek wil graag 'n kort boodskap gee. Maar ek voel hierdie boodskap is vir my baie belangrik. Want ons moet nou hierdie berou jammer sê oor ons sonde. Nou ek het net 10 tekste oor berou. Nou voor ons begin, kom ons bid saam. Ons dierbare hemelse Vader, sê baie dankie dat die geleentheid van ons nou 'n tyd het om te berou oor ons sonde. Ons vra dat U asseblief saam met ons wees, waar ons U woord kan oopmaak en U vir ons sê wat ons moet doen en hoe ons moet dit doen. Met my gebed, in Jesus naam alleen. Amen. Nou, het ons eerste teks is Handeling 2 vers 37 en 38. En wat ek moet sê is, bekeer julle. Nou, toe hulle dit hoor, na mense, is hulle diep in hulle harte getref en het vir Petrus en die ander apostel gesê, wat moet ons doen, broers? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot 'n vergifnis van sonde, en julle sal die gave van die Heilige Gees ontvang. Bekeer jou sodat jy kan reg. Aan die volgende teks, weer Handeling 3 vers 19, Nuwe Lewensvertaling. En dit gaan oor vergifnis. Om tot inkeer en maak reg met God, sodat hy julle sonde sal uitwis. Kom, bekeer jou en vra dat jou sonde kan vergeef. Maar God het beloof, saam in die Bybel sê, as jy bekeer en jy berou, kan hy jou sonde vergeef. En dan die volgende teks, 2 Korintiërs 7 vers 10, ook Nuwe Lewensvertaling. En die opskrif sê, droefheid tot redding. Want hartseer volg die wil van God, lei tot inkeer, wat weer lei tot die verlossing waaroor 'n mens nooit spyt sal wees nie. Daarteenoor lei die wêreldse hartseer tot die dood. Ja, moet besef het verkeerd gedoen. God het gesê, kom, dat jy weer kan bekeer en dat hy jou kan weer lei. Maar moenie die wêreld sien nie, want hy kan jou hartseer nog erger en tot self doodgaan. Volgende teks, Handeling 5 vers 31, en dit sê, in opskrif, bekering en vergifnis. God het hom verhoog tot leier en verlosser in die regeer
posisie beteken hy pos, hy regeer 'n posisie, hy werk daar. Reg lang om beteken God. En hy het dit gedoen om Israel tot inkeer te bring, sodat hulle vergifnis van sonde kan ontvang. Jesus het aan die kruis gesterf vir jou sonde. Nou jy moet nou stop met jou sonde en sê, Here, U het my verlos. Ek kan nie, maar Jesus het. En die volgende teksvers is Lukas 18 vers 13. Genade alleen. En die tollenaar het weg gestaan en wou self nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bord geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genade. Moet gedag, kan ek sê, regtig uit jou. Die volgende teksvers, Handeling 17 vers 30. En die opskrif sê, nou is die tyd. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. Miskien weet jy, maar jy besef, dit het ek doen, want jy het nie geweet nie. Nou, God sê, verby is verby. Maar nou moet jy aan die mense sê, ek is jammer dat ek gedoen teenoor jou, sodat ek kan regmaak teenoor mense, dat God jou kan bekering maak, dat jy kan skoon kom. Dan die volgende vers is Romeine 2 vers 4. En die opskrif is die goedheid van God. God is so oorvloedig in sy goedheid en bedragsaamheid en geduldig teenoor jou. Minag jy dit werklik waar jy aanvaar dit. Besef jy nie dat God so goed is, so goed vir jou is, omdat hy vir jou tyd wil gee om tot inkeer te kom. Hy gee jou tyd, nou om nog tyd om jou sonde kan vergeef. Laat dit as die genade deur toe, is jou vergifnis te laat. Maar nou reg, voor te laat. Volgende vers is Lukas 15 vers 7 en 10 uit Nuwe Lewensvertaling. En die opskrif is blydskap in die hemel. Net so sal die hemel blye wees oor een sondaar wat tot inkeer kom, as oor 99 ander wat regverdig is en nie nodig het om te inkeer te kom nie. Net so is daar blydskap onder God se engele aan net een
sondaar tot inkeer kom. Wow. Sou een bekeer hulle bly. Nou, aan ons leer 'n ander teksvers, 'n Psalm 51 vers 1 tot 14. En die opskrif sê, vir 'n rein hart. Vir die koorleier, van die leier, 'n Dawid van Psalm. Toe die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Bathsheba. Wees my genade, o God, volg u troue liefde, wis tog my sonde uit, op grond van u barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde, want ek ken my oortrede en my sonde. Is gedurig voor my, teen u alleen het ek gesonde. Ek het gedoen wat vir u verkeerd is. Daarom is u uitspraak reg en u oordeel regverdig. Want ek is as sondaar gebore en was dit toe my ma swanger geword het. Maar u bewag die waarheid in die hart. U leer my om wysheid te besit. Neem weg my sonde met op, sodat ek skoon kan wees. Was my dat ek witter as sneeuw kan wees. Gee my toch weer blijdschap en vreugde. U het my stukken gebreek. Laat my weer vol vreugde wees. Moenie let op my sonde en wis al my oortreding uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Gee my 'n nuwe, standvastige gees. Moenie my verpan weg van u teenwoordigheid nie. En moenie u Heilige Gees vir my afwegneem nie. Gee my toch weer die vreugde van u redding en maak my gewillig om u te gehoorsaam. Hou asseblief al jou sonde te kan laat vat. Sou ek ook het ook sonde. Niemand is volmaak. Die volgende teksvers is Hebreë 3 vers 7 en 8. Die opskrif is vandag die beste tyd. Julle moet jy luister wanneer die Heilige Gees die volgende sê. Vandag, wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard, soos Israel gedoen het, toe hulle gerebelleer het nie. Toe hulle God se geduld
in 'n woestyn getoes het. Moenie hom ignoreer as hy probeer met jou praat. Maar onthou, met wie jy nog nie kan hoor nie, maar iemand anders toevallig vertel. Elke woord van God bedoel vir almal. Niemand is vol. As ek Here jou hart, 'n sagte hart, 'n vleer hart gee, hy kan in. Om die bad in ons Vader, ons en baie dankie dat U ons lewe kan weer maak. Ja, ek sal ook net sonder doen. Nie my dade nie, maar gedagte, my woorde, my alles. En dat U saam met my sal weer dat ons verder die weg gaan en ons gaan maak ons harte rein, sodat ons lewe kan gereed word vir U en U. Vergewe dit aan ons sonde. Amen. Dankie dat U aan die kruis gesterf het. As U dit nie gedoen het, is ons verlore. Daarom sal ons dankie dat U dit gewinne. Al is daar net een persoon, is U gewinne om tegen een persoon te kruisten. En ander te verloor. En ons vra dat U asseblief U Heilige Gees op elkeen wat na hierdie video luister. En ons vra dat U saam met elkeen weer. Met my gebed in Jesus naam alleen. Amen. 'n Seënde dag verder.